God is goed. Stem julle saam, God is goed. Baie welkom vanoggend, as jy vanoggend vir die eerste keer by ons gemeente is, of jy is dalk hier vir die naweek besoek saam met jou familie, baie welkom, ons hoop regtig julle gaan die diens saam met ons geniet. Een ding hier onder die aandag, ons het ons golfdag, wat ons Ruimsig Hope Foundation gaan launch, en waar ons geld insamel vir ons Hope Foundation, is wat als buite die gemeente gaan, waar ons uitreik en naartoe gaan, en die golfdag is die 15de Mei, daar is nog plek as jy wil speel, of soos ek as golf jou laat te kere gaan en die bad dat jou uitbring is, dan kan jy ook nog steeds 'n gaatjie borg, of jy kan 2 pryse gee vir die golfspelers. Ek wen altyd die longest day, al voordat ek nog ingestap het, ons het eendag die kerkdag, toe stap ek in naby daar in 'n plek met die hills daai, anyway, toe ek daar, waar bly Herman? Eagle Canyon, by Eagle Canyon, en ek het nog ingestap my sak, toe sê al die carries, here comes the longest day. Ek weet nie hoe hulle het gesien het of wat nie, maar ja, as golf jou dinge speel saam, het gaan eintlik oor om fondse te samel in die community daarvan, jy kan met Sharon praat, of jy kan by die infodesk meer inligting kry. Ek weet nie van julle nie, maar ek is so opgewonde, dis amper die emosie van, Jesus het opgestaan, hy het werklik opgestaan, maar ek wil vanoggend bietjie op 'n ander manier kyk, om nie net na die emosie nie, maar iets wat die emosie staaf, is feite, want ons kry soveel teenstand as Christen om te sê, maar hoorie, het dit regtig gebeur, is daar regtig feite dat hierdie gebeur het, of is dit maar net julle Christene wat nou maar net iets sê het, of is dit 'n feesverhaal of wat ook al. Vriende, daar's historiese feite dat Jesus opgestaan het, hy het werklik opgestaan, hy lewe. En dwars deur die wêreld kom al mense vandag mekaar op hierdie dag om dit te vier. Maar ook elke Sondag kom ons mekaar om die opgestane verlosser te aanbid. As Jesus nie werklik opgestaan het, het ons as Christene geen hoop nie. Ek meen ons geloof sal nutteloos wees. Paulus skryf in Korintiërs, as ons dan verkondig dat Christus uit die dood opgewek is, hoe kan party van julle nog beweer dat daar geen opstanding van die dooies is nie? As daar geen opstanding van die dooies is nie, beteken dit dat Christus ook nie opgewek is nie. En as Christus nie opgewek is nie, is ons prediking sonder inhoud en julle geloof ook sonder inhoud. Daarom hoop ons nie op 'n valse hoop nie. Ook nie 'n valse geloof nie. Want ons geloof is gebaseer op 'n historiese feit. Ons kan saam sing, and from the cross to an empty grave, he rose to life, he rose to life. The Lamb of God, he has overcome, he is alive, he is alive. Ons hoop is gegrond op 'n historiese feit. Dis nie 'n feesverhaal nie, dis nie 'n mite nie. Jesus was gekruisig gewees. Hy het gesterf, hy is begrawe, hy het na 3 dae weer opgestaan, en hy sit in die regterhand van God, waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe, en die wat reeds gesterf het. Eendag gaan Jesus weer kom, kan jy jouself imagine, dis nie, gaan dit dalk miskien gebeur, Jesus gaan kom, elke persoon in die wêreld gaan dit sien. Jesus kom weer terug, om ons te kom haal. Ons is nog aan die kant van die graf, so ons lewe nog 'n lewe, waar ons in 'n gebrokenheid lewe, waar mense nog kan siek word, waar nog goed kan gebeur, maar ons is nie alleen nie. Vriende, ek wil dit weer beklemtoon, dit is 'n historiese feit. Dit was nie geheim gewees wat gebeur het nie. Die hele Jerusalem, al die Romeine, die hele Romeinse ryk, die Fariseërs het geweet dat Jesus opgestaan het. Ek meen, daar's ten minste 15 historiese geskrewe dokumente, nie Christelike of vir die Bybel nie, wat sê dat Jesus gesien is en aangeraak is deur mense. Daar was op een stadium 500 mense met wie Jesus gepraat het, nadat hy opgestaan het. Daar's die storieetjies van, maar hulle was eintlik 'n tweeling, en hulle het die ander ou weggesteek, of hulle het sy liggaam gesteel, of wat ook al nie. Ek meen, as so iets, dink 'n bietjie, as so iets 'n skema was, of iets soos dit, ergens sal ou gesê het, hoorie, as julle my nou wil doodmaak, sal vir Petrus sê, ons gaan jou kruisig, dan gaan hy sê, hoorie, dit was net 'n hoax, dis alright, ek gaan nie sterf hiervoor. Maar as meeste van die disippels hulle lewe opgegee, want hulle weet, Jesus Christus het opgestaan uit die dood uit. Niemand gaan hulle geloof by hulle wegvat nie. Maar wat beteken die opstanding vir ons? Ek dink dit beteken 3 goed. Jesus is wie hy gesê het hy was, Jesus het die mag gehad waaroor hy gepraat het, en Jesus het gedoen wat hy beloof het hy gaan doen. Eerstens, die opstanding beteken, Jesus is wie hy gesê het hy was. Jesus sê in Johannes 11, ek is die opstanding en die lewe. Wie in my glo, sal lewe, al sterwe hy ook. Jesus het nogal baie verregaande goed gesê toe op aarde was. Hy het gesê, ek is God, ek is perfek, ek is die enigste weg
om in die hemel te kom. Ek is die redder van die wêreld. Baie mense het Jesus net as 'n leermeester of 'n profeet gesien. Baie mense sal vandag nog sê, maar Jesus was net 'n profeet of 'n leermeester, maar Jesus sou nie so iets gesê het as nie regtig was. Dit was of reg, hy was of regtig wie hy gesê het hy was, of hy was die grootste leenaar wat nog ooit geleef het. Eendag gaan Jesus en hy maak die tempel skoon. Ek het Vrydag daar gepraat. In die Heilige Week maak hy die tempel skoon en hy jaag mense uit die tempel uit wat dit onheilig. Die tempel of sy vader se huis onheilig gemaak. En net na dit gebeur die volgende in Johannes 2. Maar die Jode het hom aangespreek vir hom gesê, met watter wonderteken kan u vir ons bewys dat u hierdie dinge mag doen? Jesus het hulle geantwoord, breek hierdie tempel af en in 3 dae sal ek hom oprig. Die Jode sê toe, 46 jaar lank is daar in hierdie tempel gebou, en u sal kom dit in 3 dae oprig? Met hierdie tempel het hy egter na sy liggaam bedoel. Later nadat hy die dood opgewek is, het sy disippels daarvan gedink dat hy dit gesê het en hulle die skrif en die woorde van Jesus geglo. Jesus maak die volgende aanspraak in Johannes 14. Ek is die weg en die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader toe behalwe deur my nie. Dit is 'n sterk aanspraak om te maak, om te sê ek is die weg. Hy het nie gesê ek is een van die maniere nie. Vriende, dit is my so belangrik, ek hoor mense wat sê, ag, weet jy wat, Jan, op die einde gaan ons almal maar gaan. Jy weet, dit is maar eintlik dieselfde God, dit is maar net almal noem hom anderster. Een is Boeddha, een is Allah, een is klip, een is boom, maar op die einde, as jou hart net reg is, gaan ons almal hemel toe. Dis nonsens. Dan hoef Jesus nie te gesterf het aan 'n kruis nie, want dan kan almal maar eintlik net gaan. Die enigste weg is Jesus Christus. Jesus sê hy is die waarheid. Dat beteken daar is nie 'n ander manier nie, daar is nie 'n ander geloof wat jou kan red behalwe Jesus Christus nie. Tweedens, die opstanding beteken dat Jesus die mag gehad het waar hy gepraat het. Jesus het gesê dat alle mag op aarde en in die hemel aan hom gegee is, dat hy God is. Hy het dit duidelik gesê, en dat hy alles kan doen wat God die Vader doen. Hy sê in Johannes 10, niemand neem dit van my af nie, maar ek lê dit uit my eie af. Ek het die volmag om dit af te lê, en ek het die volmag om dit weer op te neem. Geen mag kon Jesus in die graf hou nie. Ek meen die Romeine kruisig hom, hulle sit hom in 'n graf, hulle rol 'n groot klip voor, hulle sit 24 uur wagte daar, maar hulle kon hom nie daar binne hou nie. Belangrik om te verstaan ook wat Vrydag gebeur het. Hulle het nie vir Jesus doodgemaak nie. Jesus het sy lewe opgegee. Hy het sy lewe gegee en net so kon hy sy lewe weer opneem. Derdens, die opstanding beteken Jesus het gedoen wat hy beloof het hy gaan doen. In Markus 10 staan, die sal met hom spot en hom spoeg en hom slaan en hom doodmaak. En 3 dae later sal hy uit die dood uit opstaan. Die kruis was nie 'n verrassing vir Jesus. Dit was nie soos, o, wat het nou gebeur? Dit was deel van God se plan gewees. Jesus het gedoen wat hy beloof het. As God 'n belofte maak, kom hy dit na. Ek meen, dis waaroor Paasfees gaan. Hy het 'n belofte gemaak. Hy het sy seun gestuur sodat ons kan leef. Nou die meerderheid van mense sê, okay, weet jy, dit is nou goed julle Christene glo, maar so wat? So wat dat Jesus opgestaan het? Ek dink daar's 3 redes wat nogal belangrik is hoekom hy opgestaan het. Eerstens, die opstanding maak saak van my verlede kan vergewe word. Vriende, die goeie nuus is, partykeer as jy besig met 'n projek of jy doen iets en jy kom so halfpad en jy besluit, weet jy wat, ek wens ek kon eintlik net oor begin het. Baie mense sê in hulle lewens, joh, ek wens ek kon net weer oor begin het. Ek het spyt en skuldgevoelens oor wat ek gedoen het toe ek jonger was, of in my vorige huwelik, of in iets wat ek gedoen het toe ek jonk was. Baie keer voel 'n mens maar om te sê, ek kan nie regtig verder gaan nie, ek is so vasgevang in my verlede met spyt en skuldgevoelens, dat ek nie in die Here kan wees nie. Dat ek nie in die toekoms kan gaan nie, dat ek nie kan vooruit gaan nie. Maar hier is die goeie nuus, Paulus skryf in Kolossense 2. Hy het die skuldbewys met die eise teen ons tot niet gemaak. Deur dit aan die kruis te spyker, het hy dit vir goed weggeneem. Dis God se vergifnis vir alles wat ons gedoen het. Dink bietjie daaraan. Jesus het net gesterf vir die sonde wat jy gedoen het nie. Hy sterf ook vir die sonde wat jy nou doen en vir al die sonde wat jy nog gaan doen. Jesus het 2000 jaar terug gesterf voor ons al gelewe het vir al jou sonde. Nie net vir sekeres nie. Hy het ook nie net vir sekere mense gesterf nie. En daarom hoef jy nie meer met skuld rond te loop nie. As jy Jesus aanneem, hoef jy nie meer met rond te loop met die leuns van jy is nie goed genoeg nie. Jy verdien dit nie. Want Jesus het klaar dit in jou plek gedoen. Hy wil elke skuld en jou gevoel van skuldgevoelens en van spyt by jou wegneem. Hy wil dit kanselleer, of dit 'n emosionele skuld is,
verhoudingsskuld, alle sondes wat jy aan kan dink of wat jy gedoen het. As ek 'n rekening moet betaal, ek haat dit om iemand geld te skuld, so ek kon net so vinnig moet betaal. So as ek 'n rekening moet betaal, dan pla dit my heeltyd. Maar as ek die rekening betaal het, dink ek nie meer daaraan. Ek ben vergeet onmiddellik daarvan, dit is mos nou betaal, dit is gedoen. Dieselfde met jou sonde. Jy hoef nie meer daar te dink nie, jy hoef nie meer skuldig te voel, want God dink nie meer daaraan nie. God het dit klaar vergeet. Hoor dit staan in Romeine 8, daar is dus nou geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie. Ek gaan my ouderdom weggee, maar wie van julle ken 'n Etch-a-Sketch? Ja, dit was ons PlayStation gewees en ons, dit was my tablet gewees. Wat lekker was toe ek klein was, ek kon die ding prentjies teken en elke keer as ek 'n fout gemaak het, kon ek net omdraai en omskit en dan kon ek weer van voor af begin het, want dit is 'n skoon bladsy. Nou Romeine 8 is God se Etch-a-Sketch in die Bybel. Wat sê dan, ek en jy kan vandag vry wees, met die wete dat elke ding wat ek verkeerd gedoen het, elke ding wat ek nog gaan verkeerd doen, is ek klaar voor vergewe. God maak dit wit soos sneeu. Hulle vra vir Paulus toe, hy sê, okay, maar as dit dan so is, as die genade dan so groot is, beteken dit dan dat ons eintlik nou maar enigiets kan doen. En as Jesus klaar vir my sonde gesterf het, kan ek maar enigiets nou doen. En hy sê vir hulle, nee, juis omdat die genade so groot is, wil jy anders te leef. Ek lees nou 'n ding van Andrew Murray, Abide in Me, waar in Johannes 15 praat van, ek is die wingerdstok en julle is die takke, en my hele lewe het ek die ding nog gehad van, ek moet net iets doen, en ek moet heilig word, en ek moet anders te leef, en ek moet die regte goed doen. Maar hy bevestig net weer 'n keer, dat ek en jy kan niks uit ons eie uit doen nie. Selfs nie eers om in hom te abide nie, selfs nie eers om naby hom te leef nie. God gee ons daai gawe om naby Jesus te leef. Nog meer as dit, hy help ons uit genade uit om anders te leef, want ek kan net vrugte dra uit die krag wat uit die wingerdstok uitkom. Ek kan net my eie effort of my eie vrugte dra nie, net as God dit vir my doen. Maar die belangrike ding is wat ek moet doen is, ek moet elke dag, elke oomblik by God wees, by Jesus abide, sodat hy deur my vrugte kan dra. Dit is nie vir 'n bevryding om te weet, maar ek hoef nie eers iets te doen nie. Ek kan net daar wees en God toelaat om iets deur my te doen. Maar jy gaan dit moet glo om dit te kan leef. Want die wêreld en die duiwel gaan vir jou sê, jy is nie goed genoeg nie. Jy moet nog net bietjie hierdie doen, jy moet nog net bietjie perform. Jesus het gekom om te sê, dis skoon, dis verby, daar's geen veroordeling nie. Jesus het gesê, ek het nie gekom om die wêreld te veroordeel nie, maar om die wêreld te red. Hy wil jou help. Hy wil jou ondersteun. Hy wil vir jou 'n nuwe lewe gee. Hy wil vir jou skoon gewete gee. En maak nie saak wat jy gedoen het nie. Ek het Vrydag gepraat oor die rower wat langs Jesus in die kruis gehang het. En hy het gesê, Here, dink aan my. Hy het my net eintlik gehoop en Jesus sê, jy sal vandag saam met my in die paradys wees. Wat het hy gesê? Gaan jy vandag saam met my in die hemel wees? Hy het nie gesê, klim van die kruis af, vra vergifnis, gaan doen iets reg, woon in die kerk by vir 3 dae, gee jou 10de. Hy het niks van dit gesê. Hy het gesê, jy sal vandag saam met my. Dit is wat genade is. Dit is dieselfde genade wat vir my en vir jou is. Ek hoop dis hoekom jy hier is vandag. Die feit dat Jesus opgestaan het, dat ons dit saam kan celebrate as 'n gemeente om te sê, as gevolg van sy genade, as gevolg van wat hy gedoen het, kan ons leef. Jesus sê in Johannes 10 vers 10, die duiwel kom om te steel en te verwoes, maar Jesus het gekom om vir ons lewe te gee en lewe in oorvloed. Aan die kant van die graf, nie eendag as jy die ewige lewe het nie, jy kan nou 'n lewe van oorvloed hê, uit die genade van Jesus, met die bloed wat vir jou gevloei is. Baie keer sukkel ons, want ons voel ons wil alles hanteer, of kom ons sê ons nie, kom ons sê ek is 'n control freak, ek wil alles control, ek worry as ek nie worry nie, want ek moet altyd worry, want nou worry ek oor iets wat nog moet geworry oor word. So ek's 'n warrior, die verkeerde warrior, en ek overthink goeters, en ek wil alles beheer, maar op 'n punt, as ek nie op 'n punt kom en sê, Here, ek kan nie alles beheer nie, net U kan alles beheer, ek moet oorgee, totaal al oorgee, en U wil laat geskied in my lewe. Ons kan nie ons lewens beheer nie, en ek dink baie van ons voel magteloos, want ek kan nie my situasie verander nie, ek voel magteloos omdat ek nie my slegte gewoontes kan verbreek nie. Ek voel magteloos om my verhouding te red. Ek voel magteloos om uit skuld uit te kom.
as jy op 'n plek kom en sê, maar daar's iemand groter as ek, wat meer en groter en magtiger as ek is. Dit was nooit bedoel dat ek en jy moet in beheer wees en alles moet doen nie. Ons is nie God nie. Dit gaan oor 'n verhouding. Ek meen, Paulus skryf in Efesiërs, en hoe geweldig groot sy krag is, wat hy uitoefen in ons wat glo. Dit is dieselfde kragtige werking van die mag wat hy uitgeoefen het, jy kan nie die slide daarop sit asseblief van Efesiërs, wat hy uitgeoefen het, toe Jesus Christus uit die dood opgewek is, en hom in die hemel aan die regterhand van God laat sit het. Dieselfde krag wat Jesus 2000 jaar terug uit die dood uit opgewek het, is die krag wat daar is in my en jou, om goed te oorwin. Ek en jy weet nie wat volgende jaar gaan gebeur nie. Ons weet nie wat volgende maand gaan gebeur, volgende week nie. Ek weet met Donald Trump weet ons eers wat môre gaan gebeur nie. Ek dink nie hy weet baie keer wat môre gaan gebeur nie. Ons het geen beheer nie. Maar vriende, die goeie nuus is dat dit gaan nie oor beheer nie, dit gaan oor wie is in beheer. Dit gaan oor, maak nie saak wat gebeur nie, ek weet God is in beheer en hy sal my die krag gee. Paulus sê in Filippense 4, ek is tot alles in staat deur hom wat my krag gee. Vriende, God wil jou help. Vir elke oomblik, hier's van julle wat dalk vandag in 'n moeilike plek is of in 'n moeilike tyd is. Moenie moed opgee nie. Geen probleem is te groot vir God nie. Geen situasie is hopeloos as jy dit aan hom oorgee nie. En dan derdens, hoekom die opstanding belangrik is, dis my toekoms is beveilig. Een ding wat die ouens baie navorsing gedoen het en met baie sekerheid agtergekom het, is dat daar 'n 100% kans is dat ons almal gaan doodgaan eendag. Dis al oor en oor bewys. Elkeen van ons gaan eendag doodgaan, maar die vraag is, wat gebeur met jou nadat jy dood is? Daar's lewe na die dood. Jesus het gesterf vir jou sonde, sodat jy 'n ewige lewe kan hê. Maar vriende, hier is die belangrikste wat ek dalk net vir julle wil oordra, en ek het dit Vrydag ook gesê, so ek herhaal myself, wat ek voel net op my hart so sterk om te sê, dat daar's ook mense wat nog hier sit, wat nie seker is nie, wat wonder oor hulle saligheid. Goeie mense gaan nie hemel toe nie. Vergeefde mense gaan hemel toe. In Johannes 3 staan, God het die wêreld so lief gehad, dat hy sy enigste seun gegee het, sodat die wat in hom glo nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. Daar's net een weg, net een redding. As jy in Jesus glo en hom aanneem as jou saligmaker en verlosser, is jy gered. Jy hoef nie meer te twyfel nie, jy hoef nie meer te hoop nie. Dit is vir my so hartseer as ek met mense praat, of as ek by iemand se doodsbed sit, en ek hulle vra en hulle sê, "Jesus, ek hoop net, ek hou my duime vas, ek hoop regtig net ek gaan dit maak, ek hoop ek's goed genoeg." Jy hoef nie te hoop nie, jy kan weet, Johannes skryf in 1 Johannes 5, hierdie brief skryf ek vir julle, sodat julle kan weet, dat julle ewige lewe het, julle wat die seun van God glo. Nie omdat jy hoogmoedig is nie omdat jy sê, maar ek doen dit of ek verdien dit nie, maar jy kan weet, as gevolg van wat Jesus gedoen het, as gevolg van die feit dat hy vandag opgestaan het uit die dood 2000 jaar terug, kan jy weet dat jy die ewige lewe het. As jy vandag nog wonder, of jy twyfel nog, of jy wil nog 'n besluit maak, ek wil vir jou vra, doen iets omtrent dit. Moenie nog langer wag nie. Kom praat met my of met Stefan. Dalk as jy nog twyfel, dis reg. As jy nog vra, dis reg. Maar uit my hart uit vir jou vra, moenie wag nie. Moenie dink, okay Jan, maar my ouers was Christene, of ek kom elke Sondag kerk toe, of ek's Afrikaner, ons Afrikaners is eintlik die tweede Israeliete, ons gaan almal hemel toe. Dit werk nie net so nie. Al het jy van kinds af gesê, maar ek is 'n Christen, as jy in Indië gebore was, sê dalk 'n Hindoe gewees het. Dit gaan nie oor 'n geloof nie, dit gaan nie oor 'n godsdienst nie, dit gaan oor 'n verhouding met Jesus Christus. Ek wil vra, Jou, julle kan slank vorentoe kom. Dit gaan oor 'n verhouding met Jesus Christus. Jy moet op 'n plek kom waar jy kan sê, maar ek neem hom aan. Ons het nou ons mense gedoop waar hulle sê, maar voor almal wil ek 'n belydenis maak om te sê, Jesus is my redder. Jesus is my God. Daar het 'n historiese gebeurtenis gebeur wat die teologie en die geskiedenis in die wêreld verander het met die eerste Paasfees. Dit verander ook ons teologie vandag. Dit verander ons lewens. Daar's vir ons elkeen 'n lewe na die dood, 'n oorvloedige lewe aan die kant. Ons leef met 'n Paasfees van hoop. Ons leef met 'n Paasfees met 'n belofte dat God ons nooit sal verlaat nie, dat hy elke oomblik met ons is. Ons leef met 'n Paasfees met 'n belofte en 'n geloof dat hy opgestaan het, dat hy werklik opgestaan het. Vriende, ek hoop regtig dat
As jy vandag hier uitstap, ek weet ek sê dit elke keer, maar miskien is dit maar net my eie overthinking. Ek hoop regtig as jy vandag hier uitstap, of wat jy net nou sit, dat die Heilige Gees jou net sal oortuig, dat jy eintlik net nou daar waar jy sit, oorvloei word met Jesus se liefde, dat jy net sy liefde kan ervaar, sy onvoorwaardelike liefde. Dit gaan nooit oor enigiemand wat ons hier voor staan nie, dit gaan nie oor wat ons doen, of wat ons sing, of alles nie, dit gaan net oor hom. Maar die feit dat hy dit gedoen het, ek en jy moet dit tog glo, ek weet dit help nie, jy sê iets en dan, iemand gee vir jou geskenk, maar jy vat dit nie. En ons is vandag as 'n gemeente om dit te verklaar, om te sê, om dit uit te basyn, om te sê, Jesus het oorwin. Jesus het gewen. Daar is nie meer iets soos, ons gaan nog, of ons kan nog, of ons kan. Ons weet. So, met alles wat ons vandag gehoor het, of wat ek gehoor het, dalk is net vir myself, wil ek graag ons moet vandag afsluit, die volgende liedere te sing en te verklaar, sodat nie net dat jy dit self kan hoor nie, maar dat elke bose mag, elke aanval, enige iets om ons sal weet, wie ook ons kan hoor van buite af, kan weet, dat hulle weet, Jesus het oorwin, Jesus het opgestaan, hy het werklik opgestaan. Wat 'n wonderlike naam, Jesus Christus, God bo almal, Immanuel met ons, ontvang die seën van die Here. Mag die liefde van God die Vader, en die genade van ons opgestaane verlosser Jesus Christus, en die teenwoordigheid van die Heilige Gees, met elkeen wees, en die gemeente antwoord. Amen. Mag julle 'n great Sondag hê, daar's lekker tee en koffie aan die kant, daar's Coffee the Bible aan daai kant, waar jy ook iets kan koop. Mag julle baie geseënde naweek hê.